vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Die winter is bekend as brandseisoen, maar Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium is hier met raad soos altyd. Dr. Judy, baie welkom. Dit was onlangs brandwond bewusmakingsweek. Nou, as 'n mens dink aan die huisopset, wat is die verskillende brandwonde wat 'n mens in die huis kan opdoen? Wel, dit winter is soos jy sê brandwondseisoen en dit is suiwer as gevolg van die feit dat ons spandeer baie meer tyd binne. En ons gebruik meer oonde en verwarmers, gasverwarmers, elektriese verwarmers. Jy maak vuur, jy bak vetkoek met kookolie en die ketel kook. En al hierdie verbindings kan eintlik brandwonde veroorsaak. Maar mense wonder partykeer, jy het altyd gehoor eerste, tweede, derde graad brandwonde. Jy weet hoe diep is van hierdie wonde wat 'n ou kan kry. En gewoonlik die eerste graad brandwond, dit staan eintlik nou bekend as 'n tipe van 'n oppervlakkige brandwond, is iets soos 'n sonbrand wat jy kan kry. En dis suiwer as jy mikroskopies na die vel kyk, jou vel wat in laag is. So dis net die buitenste laag wat dan gebrand het. Maar 'n tweede graadse brandwond wat 'n gedeeltelike diepte brandwond is, wat tipies meer swelling en blaase en so voort kan veroorsaak, brand tot in die middelste laag die dermis van jou vel. En dan 'n derde graadse brandwond het altyd bekend gestaan of staan nou bekend as 'n algehele dieptewond, jy weet. En dit is gewoonlik wanneer jy tot teen die spier, tot teen die been brand en tipies jou senuwees kry soveel skade dat jy dit naderhand nie eens meer kan voel nie. En al dit kan by die huis gebeur. Nee, wat sê jy my nou? Want ek wil nou juist vir jou vra, gaan jy dalk sommer op nommer 1 hospitaal toe? Dis nie nodig nie. Mense het 'n geneigtheid as jy nou gebrand het, wil jy dalk na 'n hospitaal toe gaan, maar sekere brandwonde, selfs met jou tweede graad of jou gedeeltelike diepte brandwonde, kan jy self by die huis behandel. Nou wat moet 'n mens doen? Ys opsit? Gewoonlik kan jy 'n bietjie die brandwond afkoel met koel water, maar daar's sekere produkte in jou huis wat jy eerder van af weg moet bly, want jou 'n brandwond gaan deur 4 fases van wondgenesing: 'n hemostase fase, inflammasiefase, herstruktureringsfase en so voort. En as ons dalk te rowwe kriebestanddele soos chlorhexidine gebruik en jy sit dit dadelik op, kan dit 'n wond eintlik meer seer maak. En ek weet dit klink kontrasterend, maar as ons 'n wond het, wil ons hom elke liewe dag skoonmaak. Moet dit asseblief nie doen nie, want jou liggaam het 'n geneigtheid om 'n wond self te genees. So spuit soos byvoorbeeld hipoklorietsuur op wat ook die wond gaan afkoel en inflammasie stop en dis antimikrobies. En dan kan jy 'n primêre wondsorgsalfie opsit wat jy weet die wond ook gaan kalmeer en die wond gaan help om die vel bietjie te herstel. Want wonde genees van buite af binne toe. En dit maak jy toe en jy hou dit vir 3 dae. Jy hou dit vir 3 dae, selfs langer toe en jy los die wond. En as jy na so 3 of 4 dae daai wond oopmaak, gaan jy geskok wees om te sien hoe goed jou wond eintlik kan genees sonder die onnodige intervensie. En dit gaan ook help dat jy in die lang termyn nie soveel letsels het nie, want dit is die mikpunt wat ons het, nie? Dit is so, as ons te veel inmeng, kan 'n wond staties raak. Of, jy weet, as jy ook verkeerde bestanddele begin gebruik, kan dit hipotrofiese of keloïed weefsel ontwikkel. En dan gaan jy net nie daai estetiese genesing hê nie. Maak jy ook veel ander probleme. Baie dankie Dr. Judy.